Nou ja, iemand wat daar buitekant is wat koud kry, smag na hitte. Of dit nou 'n kaggel is, of dit nou 'n gasheater is, wat ook al dit is, in die winter smag mense. Daar seisoene in elkeen jy se lewens. Ons kry ook winterseisoene. Dan smag ons na hierdie hitte. Maak nie saak waar dit vandaan kom nie. En wat ons eintlik moet na smag, is die vuur van God. Hoe sit Paulus hulle in 'n sel, in 'n dubbele sel, in die ergste van die selle, het hulle gegooi. En hy en Silas sing, worship lieder. Hulle is die worst conditions ever, en hulle sing. Want daar was vuur in hulle aangesteek, wat niemand kan blus nie. Paul Yankee Chow skryf, van hierdie ma, pa en 4 kinders. En hulle sê, verraai God, of ons skiet julle kinders dood. En die kinders pleit, papa nee, moenie Jesus kies nie, hulle gaan ons doodmaak. En hy sê, skiet hulle. En hulle skiet die 4 kinders dood. Klaar grafte gegrond, hulle val in hulle grafte. En hulle sê, jy sal die Here verraai. Of ons skiet jou vrou, hy sê, skiet haar. Skiet haar, sy is dood. Sê, skiet my. Ek sal nie Jesus verraai nie. En dis nie 'n storie nie, dis wat Paul Yankee Chow vertel, hy was self daar. Skiet my, ek sal nie Jesus verraai nie. Ons kan so maklik praat en sê, ons sal die Here nie verraai nie. As hulle instorm met AK-47's, wat gaan ons dan sê en doen? Ons dien 'n God, 'n lewende God, wat niemand en niks van ons kan wegvat nie. Dis al wat jy het, wat jy vir my verseker kan sê, dit sal vir ewig in my lewe bly. Al die ander goed kan vergaan. Kom ons kyk 'n bietjie, dat ons vir God weer moet vra, Here, steek die vuur in my weer aan die brand. Dis nie dat ons uitgebrand het nie, dit is dat ons laag brand somtyds, nee. Kom ons kyk Handelinge 2 vers 1 tot 3. En toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. Where there's unity, there's the blessings of God. Hy sê, en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien, soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. Dis waarvoor ons vanoggend gebid het. Here, gaan van sitplek na sitplek. Dit het nie net gebeur vir die apostels nie, dit het nie net gebeur vir hulle in die boventrek nie, dit gebeur vir ek en jy daagliks. Ons moet net vra. En al ons het kan kry is daar unity is. Want the kingdom divided in itself shall not stand. As daar unity is tussen 'n man en 'n vrou, tussen 'n kind en 'n ouer, dan is daai fire vir ons beskikbaar. God praat die hele Bybel deur met vuur. Met Moses in die brandende bos, met Elia, hy steek die altaar aan met vuur uit die hemel uit. Op die berg Sinaï praat hy in vuur met die volk. Toe die volk vir hom sê, ons wil nie weer u stem hoor nie, ons is te bang. Moet nooit weer met ons praat behalwe deur die profete nie. En vir 300 jaar het die Here nie met hulle gepraat nie. Op hulle versoek. As ek en jy dan sê, Here, moenie vir my, ek wil nooit dit nie, ek wil nie dit nie. Here, ek wil nooit kinders hê nie, want jy's nog stupid, jy's nou nie skool. En nou moet jy na jou niggetjie kyk. En die is ongodelik, so jy sê net, ek wil nooit kinders hê nie. Daai woorde is bindend. Wanneer jy 'n groot vrou is, dan gebeur dit nie vir jou nie en jy weet nie hoekom nie. Hosea 4 vers 6, deur 'n gebrek aan kennis gaan my volk onder. Ons praat die onnozelste goed, want ons weet nie. Kan ons dit regmaak? Dankie Here, ons kan. Here, vergewe my, ek het nie geweet wat ek sê nie. En dadelik is dit weg. Die vuur van God kan vir ek en jy werk, of dit kan teen ons werk. Die Bybel is baie duidelik daaroor. Gee God vir elkeen van ons 'n kans om hom aan te neem as saligmaker.
Ja. Is dit die wil van die Here dat almal gered word? Ja. Word almal gered? Nee. Hulle eie keuse. Vir hulle sal die vuur van God teen hulle werk op oordeelsdag. Hulle het die keuse gehad, hulle het die kennis gehad, maar hulle wil dit nie doen nie. Hosea 4 vers 6 sê, deur 'n gebrek aan kennis gaan my volk onder, omdat hulle die kennis verwerp het. So jy weet en jy wil nie, dis jou keuse. Daar's 'n baie gevaarlike en hartseer vers in die Bybel, bitter gevaarlik vir die kinders van die Here en baie hartseer vir die wat nie die keuse maak nie. Kom ons kyk. Ons weet dat dit nie Johannes, Markus, Lukas was wat die Bybel geskryf het nie. Die Here het hulle hande gebruik, maar die Heilige Gees het ook geskryf. Kom ons kyk wat waar is. 2 Timoteus 3 vers 16. Die Here skrif is deur God ingegee. Hoekom? Hoekom het die Here die Bybel geskryf? En is nuttig vir lering, teaching, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Hier is 'n paar goed wat die Here baie duidelik vir ons sê. Tot teregwysing, hier staan. Kinders, eer jou vader en jou moeder. Hoekom? Hoekom moet ons dit doen? Sodat jou dae verleng kan word. Ouers, wat God se regverdige God. Dis die een kant van die koin. Die ander kant sê, ouers, moenie jou kinders terg. God is 'n regverdige God. Hy het alles in ag geneem toe hy die woord geskryf het. Teregwysing sê, moenie voor ander gode buig nie. Moet hulle nie aanbid nie. Ons is nie meer in 1862, 52 en wat nie. Ons buig nie voor beelde en goeders nie. Maar soms buig ons die voor mense. Deur manipulasie buig ons voor mense. Ons doen 'n klomp ander gode. Party aanbid hulle karre. Party aanbid hulle kinders. Party aanbid hulle huise. Party aanbid hulle self. Waar dink julle kom selfies vandaan? Party het hulle hele lewe op Facebook. Hulle hele lewe is op Facebook. En ek sê nie op Facebook gaan nie. Ek sit ook fotootjies op van my kinders op TikTok. Ek het nie Facebook nie. Nie wat ek nie wil nie, ek weet nie hoe nie. So, dis niks daarmee verkeerd nie. Maar as dit jou lewe word, het jy afgod. Jy kan van 'n springkaan afgod maak. Enige ding wat meer aandag van jou vat, waaraan jy aandag gee, meer as vir God, is jou afgod. Want dit vat jou af van God af. En ek het al vir julle vertel, met my farm game, dat ek so 3 die nag wakker word om koeie te melk. En toe sê ek, nou doen ek dit nie weer, ek delete hierdie ding, want ek kan mos sien, ek neek in 'n rigting, wat ek glad nie behoort te wees. Jy weet wanneer jy goed verkeerd doen. En dis 'n onskuldige ding. Dis 'n plaas. Maar ek het dit oordryf. Nie die game nie. Jy weet wanneer jy afwyk van goed wat jy nie moet doen nie. Hierdie vers wat so hartseer is. Vader, Openbaring 3 vers 15 en 16. Hy sê: Ek ken jou werke, dat jy nie koud is nie en ook nie warm nie. Was jy maar koud of warm? Dis gevaarlik as die Here so praat. Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond uitspoeg. Wat is hierdie? Wat is hierdie? Omdat jy lou is. Met ander woorde, jy's nie teen God nie. 100% nie. Maar jy's ook nie 100% vir hom nie.
So jy's lou, jy staan wydsbeen. Jy dien so bietjie die wêreld as jy by die wêreldlinge is, en as jy by die Christene is, dan dien jy so bietjie die Here. So jy maak nooit 'n keuse nie. Want jy's 'n people pleaser. Jy gaan nie opstaan vir wat reg is nie, want dan belemmer dit jou saak by die wêreld. Jy gaan ook nie teen die Christene praat nie, want dan belemmer dit jou saak hierdie kant. So jy maak nooit 'n keuse nie. Jy's lou, jy's nie koud nie. Die ateïs is koud, hy sê ek dien nie God, daar is nie 'n God nie. Maar hulle gaan nog bykom. En dan is weer die ander kant wat weer so wetties is, dat hulle nooit die liefde, die genade van God ontwikkel nie. Dis 'n baie gevaarlike vers hierdie. Het ons nie nou net gelees dat die Bybel is daar vir teregwysing ook nie? Daai teregwysing is vir ek en jy. Want ons is die kinders van die Here. Dis vir die wêreldling ook, want hulle almal kan die Bybel lees. En die Here spreek hier met 'n baie spesifieke gemeente. Hy sê, Laodicea. Laodicea was 'n banking en 'n trading city. Hulle het die Here gedien, maar so. Hulle was 'n skatryk city. Hulle het begin met niks nie, en toe begin hulle trade, en hulle doen hierdie goeders. Bank, hulle het wol verkoop, hulle het mediese sentrums gehad, al hierdie goed, en hulle het al hoe meer onafhanklik van die Here geword. Dis so Switserland. Switserland het niks nodig. Jy moet kilometers ver ry om 'n Bybel te kan kry. As hulle nie meer 'n meubels wil hê nie, sit dit soms op buite op die sypaadjie. Hulle het niks nodig. Hulle dink hulle het niks nodig. Kom ons kyk. Vers 17. Want jy sê, Laodicea, ek is ryk, ek het verryk geword, ek het aan niks gebrek nie. Staan net so in jou Bybel. En jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Dis wat Jesus hulle antwoord. Hulle sê hulle is ryk, hulle het niks nodig nie. Hy sê, julle weet nie, julle is ellendig en julle is blind en julle is naak nie. Van buitekant hierdie gemeente dit gelyk asof hulle floreer. Hulle het niks nodig nie. Hierdie gemeente staan op hulle eie. Maar innerlik het hulle alles gekort. Hulle het die regverdigheid van God gekort, hulle het insig gekort, hulle het kennis gekort, hulle het wysheid gekort, hulle het geloof gekort. En Jesus sê vir hulle iets ouliks. Nou ek weet nie van trade nie, ek kan nou dink hoe werk trading, maar die Here sê vir hulle, kom trade by my. Kom trade by my. Wat moet hulle trade? Kom ons kyk. Vers 18. Ek raai julle aan om van my te koop, sê die Here. Goud wat deur vuur gelouter is. Met ander woorde, opregte geloof. Dis wat dit beteken. Sodat jy kan ryk word, sê die Here vir hulle. En wit klere, wat beteken regverdigmaking. Deur God, om jou sondes weg te neem en jou skandes nie openbaar te maak nie. En salf sê, om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Met ander woorde, om geestelik te kan sien. Hier sê die Here vir die training en die goed wat julle hier doen en op staat maak, beteken niks nie. Ek het goed wat ek julle weer kan trade, wat forever gaan last. Jy sien, jy moet ken, hoekom sê die Here seker goed wat hy sê, sodat jy kan weet waarop hy dit betrekking is, by jou kom. Dan nooi hy hulle weer 'n keer uit. Hy sê, kom na my toe. Klop, ek sal oopmaak. Kom weer na my toe. Die regverdige, die liefdevolle God sê weer vir daai gemeente, kom na my toe. Laat dit nie weer vir julle net gaan oor me, myself en I nie. Geef vir my die plek, the great I am. Nie you are nie, I am. Geef my weer daai plek. Ek het dit nodig in jou lewe. Hy gee hulle daai geleentheid. Hy wys hulle dat dit waaraan jy jou hele waarde heg, is tydelik. En jy mag dit hê en God wil dit vir jou hê. God wil hê sy kinders moet voorspoedig hê. God wil hê dat dit met ons goed gaan.
finansiëel, emosioneel, geestelik, alles. Die Here het niks daarteen aan nie. Hy het dit teen ons as ons dit verruil en hom 'n agterplek gee in ons lewens, in plaas van hom volg. Hulle het hierdie dinge eers voor God gesit. God deel nie sy glorie met mense. Aan God en God alleen kom die eer toe, nie aan die mens. Hy is nie ons gelyke nie. Hoor wat sê die Here? Nou hoe maak ek en jy nou, as ons vuurtjie nou bietjie laag begin brand? Hoe kom ons terug? Hoor wat sê Hebreërs 12, vers 28 en 29. Sê ons moet God dien met dankbaarheid, welbehaaglik en met vrees. Hierdie vrees is respek. Respek, dis wat God van ons vra. Want hy sê, ons God is 'n verterende vuur. Alles wat tussen jou en God staan, wat verhinder, sal God verteer. Ons raak so maklik verlief op ander goed, behalwe op ons koning. Dan vra ons vir die Here, Here, kom brand binne my dit uit, wat nie vir U aanneemlik is nie. Johan, kryf my die twinkle of an eye. Ek wil gou net eens vir julle hierdie stukkie lees. Vreeslik, sê die Here, is dit om te val in die hande van 'n lewende God. Ek en jy kan nie bekostig dat ons vuur doodgaan nie. Ons kan nie bekostig dat die mense daar buite wat God nog nie ken nie, dat ons sê dis nie ons saak nie, dit is ons saak. Om vir hulle te bid. Ons kan nie bekostig om ons te verlustig wanneer mense met God spot. Die mens, die vlees in jou, wil vir hulle soveel goed sê. Eintlik is hulle naak en blind. Dis ek en jy se plig. 2 Korintiërs 4 vers 4 sê, die God, klein lettertjie, van hierdie wêreld, Satan, het hulle sinne verblind. Dis kon die Here sê, kom koop by my salf vir jou oë, dat hulle kan oopgaan. Die God van hierdie wêreld het hulle sinne verblind. Dis ek en jy se plig wanneer ons hierdie goed sien, om te sê, Here, maak hulle geestelike oë oop asseblief. Jy moet net die saadjie saai. Jy hoef niks verder te doen nie. God sal groei en iemand anders sal nat maak. Doen jy net jou ding. Ons kan nie. Dit gaan 'n verskriklike dag wees, sê die Here. 'n Verskriklike dag, die dag as hy kom. Dit gaan nie wees, ons gaan nie staan, jippie, hier kom Jesus nie. Ons sal die vreugde ervaar wanneer ons opvat, maar om ons te sien wat gebeur, gaan verskriklik wees. Want hy sê die aarde gaan skeer. Julle weet as jy net 'n skudding onder jou voete voel, nee, hoe voel dit vir jou? En dan moet ons sien, kan julle dink in die dae van Noag? Kan julle dink? Ons weet, Noag het nou die 120 jaar in die ark gebou, hy het met hulle gepraat, ons weet al hierdie goed, ons weet hulle agter in die ark in, ons weet al hierdie goed, en toe sluit God die ark, nie Noag nie. Hoekom het God die ark gesluit? Dink julle nie, dat Noag en sy vrou en kinders, sou wou die babietjies red, wat hier verdrink nie? Die geskree om daai ark, die paniek, toe hierdie vloed hulle tref, en hulle besef, Noag het die waarheid gepraat, en hulle kan nie in die ark kom nie, want is te laat. Kan jy jou die picture voorstel? Daarom het God die ark gesluit, want geen mens, God het ons gemaak met emosies en gevoelens goed, sou net kon kyk en sê, ag, laat hulle maar verdrink. En God het spesifiek die ark so gebou, dat hulle nie teen die ark kan uitklim nie. Hy is 'n God van detail.
Maar waarskynlik ons ook nie baie keer nie. Dan luister ons nie. Maar dan sê hy, ek is jou pa. Ek is die God wat die verlorenes kom haal. Ek wag vir jou. God het vir jou en my nodig op die aarde. Daarom het hy vir ons gesê, gaan maak disippels. Hy kan ons disippels maak. Maar ons moet vir hom iets doen. As jy kyk, die God wat ons kom haal, hoe gaan hy lyk? Hoe gaan hy lyk? Dis nie Jesus in die krippie nie. Hy kom as 'n verterende vuur. Hy kom as El Gibor, Lord of War. Hy kom nie terug as die sagte meek God nie. Hy kom terug om te vergeld van die wat nie wou hoor nie. Kan ek en jy bekostig om lou te bly? Dis die vraag wat ek my ook vra, want daar is tye in jou lewe wat jou vlam nie hoog brand soos wat hy moet nie. Kom ons kyk. Openbaring 19 vers kom ons vat van vers 11 af. Toe het ek die hemel geopen gesien en daar was 'n wit perd. En hy wat daarop sit, word genoem getrou en waaragtig, en hy oordeel en voer oorlog, Lord of War. En sy oë was soos 'n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone. En hy het 'n naam wat geskryf is, wat niemand ken nie, behalwe hy self. Nou kyk wat sê Openbaring, die dag as ek en jy doodgaan, dan kry ons 'n naam by God, wat op 'n wit klip geskryf is. Jou naam verander. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop is. En sy naam is die woord van God. Wat sê die Bybel? We can overcome Satan by the blood of the Lamb and the testimony of your mouth. En die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne, en uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan, en hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer. En hy trap die paarskyk van die wyn, van die grimmigheid en van die toorn van God die Almagtige. Die Bybel sê die perde gaan tot by hulle tange in bloed loop. Hierdie is nie 'n versinsel nie. Dit is wat gaan gebeur by die slag van Armageddon. En hy dra op sy kleed en op sy hoof die naam wat geskrywe is, die koning van die konings en die Here van die Here. Almal gaan ons sien. Dis wie ons kom haal. Kan ons bekostig dat sy grimmigheid en sy toorn teen ons ontvlam? En ek het een engel sien staan, een engel. Hoeveel engele gaan die duiwel kom bind? Een. Die Here maak nie sy hande vuil nie. Een. Gaan met die poel van vuur werk. Een engel. En ek het een engel sien staan in die son. En hy het met 'n groot stem uitgeroep en vir al die voëls gesê wat in die middel van die lug vlieg. Die engel praat met die voëls. Hy sê, kom hier na toe. En versamel julle tot die maaltyd van die grote God. Dat is hoekom, wat moet hulle kom doen? Dat julle kan eet die vlees van konings en die vlees van owerstes en duisende, en die vlees van sterkes en die vlees van perde, en van wat daarop sit, en die vlees van almal, vry mense sowel as slawe, klein sowel as groot. En ek het die diere en die koning van die aarde, en hulle leers versamel gesien, om oorlog te voer teen hom, Jesus, wat op die perd sit, en teen sy leer, engele. En die dier is gevangen geneem, en saam met hom, die valse profeet, wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hulle verlei van die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel, wat met swaal brand. En die ander is gedood met die swaard, wat uit die mond gaan van hom wat op die perd sit, en al die voëls is versadig van hulle vlees.
Dis wie ons dien. 'n groot, magtige God. Die leers van die wêreld kan nie teen hom opstaan nie, want hy het hulle geskape. Hulle het 'n keuse gemaak. Dankie, Johan. Sjoe, as hy kom, dan moes ons keuses klaar gemaak gewees het, né? Kan ons bekostig om dit te mis? Kan ons toelaat? Openbaring 2, vers 17. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee, om te eet van die verborgde manna, en ek sal hom gee 'n wit keursteen, en op die steen 'n nuwe naam geskrywe, wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. Dan kry jy jou regte naam. Kan ons vandag daai keuse maak, om te sê, Here, steek weer daai vuur in my aan die brand. Kan julle staan? Kom ons doen dit. Moet dit nie sê, as jy dit nie bedoel nie, want dan lieg jy. Dis 'n leuen. En die Here sê, leenaars sal hel toe gaan. Kom ons bid saam. Vader, vergewe my. Ek wil nie lou wees nie. Ek wil met passie brand vir U. Here, steek weer die vuur in my aan die brand vir U. Heilige Gees, steek die vlam van herlewing in my binneste aan. Net soos op die dag van Pinksterfees. In Handelinge 2 vers 3 en 4. Waar die tonge van vuur op die disippels gerus het, en hulle die vervulling van die Heilige Gees ontvang het. Laat die tong van vuur weer vandag in my rus, Here. Vul my met krag en boldness en passie vir Christus, om vir hom te getuig en te leef. Vader, brand alles in my weg, wat nie vir U aanneemlik is nie, wat U nie bewaag nie. Brand weg my sondes, my vrees, my luiheid, my compromising. U woord sê in Hebreërs 12 vers 29. Ons God is 'n verterende vuur. Is 'n verterende vuur. Here, verteer elke ding in my, wat my wandel met U verhinder. En laat U vuur my reinig soos silwer en goud. Dankie vir genade, Here. Ek weier om lou te wees. Here, ek kan nie alleen nie. As U dit nie doen nie, word dit nie gedoen nie. Ek is U kind. En vandag hardloop ek soos die verlore seun. Ek sal nie meer pele eet saam met die varke nie. Ek sal eet uit die hand van my koning, op wie se heup geskryf staan, King of Kings, Lord of Lords. Here, en wanneer U kom, gaan ek saam. En ek neem 'n besluit. Vandag, soos Josua, en ek sê, en ek praat die waarheid, dat ek in my huis, ons sal die Here dien. En ons eer U daarvoor. Om my huis is 'n muur van vuur. Om my gesin is 'n muur van vuur. En vandag, deur die bloed van Jesus, en die getuienis wat ek nou hier lewer met my mond, het ek Satan oorwin. In Jesus naam. Dankie vir genade, Here. Dankie vir U liefde. En ek eer U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Gee die Here wat om te doen.
Die Here kyk nie na ons foute nie. Hy kyk vir ons leer uit ons foute. Dis wat jy vir jou kind sê. Mamma verstaan jy het dit gedoen, maar moet dit nou net nie weer doen nie. Want as jy jou hand op die plaat sit, jy vat nie jou kind se hand en druk hom op die plaat en sê, voel die boetie, dis warm nie. Want as jy jou hand op die plaat sit, gaan jy brand. Soveel genade het God vir ek en jy. Maar ons brand nie lou nie. Hoe frustrerend as jy jou geyser aansit en die water is lou. Jy wil bad, jy wil shower. Op die natural frustreer dit ons. Nou moet jy weet hoe walgend is dit vir God. Want jy is nie vir hom nie, maar jy is ook nie eintlik teen hom nie. Jy is of gered of jy is. Jy dien of die wêreld of jy dien God. God sê die wat die wêreld lief het, is sy vyand. Daarom moet ons kom verander. Word verander en in die vernuwe van jou gemoed. Ons kan nie soos die wêreld lyk en soos wat hulle praat nie. Die slang wat hulle praat. Amerika is so ver voor ons weer heel agter. Bro, wat is dit is 'n bro? En 'n dude. Hulle praat so met hulle ma en pa. Jy's dude en bro. Wat's dit? As hulle maar bro. Koffie of iets. Prys die Here vir weer 'n geleentheid en weer 'n geleentheid en weer 'n geleentheid. Ek staan en wag met oop arms, hardloop in my kind. Ek is hier. Ek is hier. Ek verstaan. As groot manne soos Jesaja, Elia sê, ek gaan nie sit laat ek asseblief doodgaan. Wie is ek en jy dan? Hierdie groot manne het gevoel hulle gee moed op. En die Here het elke keer vir hulle gesê, kom, ek gaan jou wegsteek daar in die rots, dat ek by jou verbygaan. Want wanneer God se teenwoordigheid by jou verbykom, dan skep jy weer moed. Dan skep jy weer moed vir die lewe. So vandag wil ek vir jou sê, nie vir jou vrou nie, nie vir jou man nie vir jou kind nie. Jy en jouself begin heel eerste. Jy te sê, hier's ek Here, ignite this fire in me again. Want jy sien, wanneer my vlammetjie laag brand, Marina, dan kom jy en steek hom weer by my aan. En ek gaan weer gee vir Herman. En Herman gee vir Maritjie, gee vir Luzaan. En so gaan ons aan. Deur die guns van God steek ons mekaar se vlammetjies aan. Is dit nie waar nie? Moenie jou verlustig as iemand anders te seer kry of swaar kry nie. Moenie afgunstig wees nie. Moenie nydig wees nie. Liewe hemel, as die Here vir jou hierdie jaar se whatever kar gee, wees bly saam met daai persoon. Want weet jy wat, dan leer jy jouself ook sommer net om nie nasty te wees nie. Gun die ander mens wat hulle het. Hulle het gewerk af. Ja, maar ek werk net so hard, pastoor. Nou as God behaag dat dit nie nou vir jou moet wees, is dit nie nou vir jou. Hoekom gaan jy die Here vra vir hierdie jaar se Land Rover, maar jy kan nie eers jou water en ligte betaal nie? Want wie se verantwoordelikheid gaan dit word? Jou familie se. Is dit nie waar nie? Vra goed wat binne jou perke is. Ons vra die staakste goed en dan wat ons nou hoor van geloof. Nou waag ons uit. Begin binne voordat jy buite toe beweeg. Here, gee my hierdie strandhuis daar teen die see. Maar jou is so die mekaar, ons kan nie voor die loop stoot nie. Nou, hoe moet hy dit nou vir jou gee? As jy nie die dingetjie wat hy vir jou gee kan oppas nie. If I cannot trust you with the small things, I cannot give you the big things. Maar laat ons mekaar sê, vandag, as jou vlammetjie laag brand, kom staan by myne, want myne is medium. Dan gaan staan ons by die ousin wat hoog brand. En ons steek mekaar so aan, sodat ons vir God kan behaag. Kom ons sluit ons aan. Vader, baie dankie dat ons saam om die woord van God te kan lees, leer, verander, vir ander mense gaan leer, introspeksie kan doen, en u raad aanneem. Ons koop van u, Here, 'n wit kleed, goud deur vuur gelouter en gereinig, Here,
Ons koop van U salf vir ons oë, om U en U alleen te behaag. Here, dankie dat ek die bloed van Jesus pleit oor elkeen wat hier is, oor elke gedagte wat nie van God is nie, neem ons gevang het op gehoorsaamheid aan die Here, en ons dankie, Here, dat hierdie 'n voorspoedige week gaan wees vir almal van ons. Ons dankie, Here, dat ons veilig kan ry, want ons ry in die beskerm van Psalm 91, en ons eer U daarvoor. Laat U naam verheerlik word. Bless ons, Here, eers geestelik, dan die ander dinge. In Jesus naam. Amen.